Skuifrek vir die ervaring van 'n leeftyd. Ons is terug in die Noordpoolsirkel by die Svalbard-eiland groep. Dit lê 640 km noord van die Noorweegse vasteland en net 1300 km van die Noordpool self. Ek moet vir julle sê, ek was nog nooit so ver weg van Suid-Afrika nie. En om dit te wys, hier is 'n wêreldkaart. Kyk, hier is Suid-Afrika. As jy na noord gaan, al die pad oor Afrika, al die pad oor Europa en selfs noord van Noorwe, dan kry jy Svalbard. Dit is waar ek nou is en ek kan nie wag om dit saam met julle te verken nie. Dit doen ons deur te vaar om die grootste eiland van die groep, genoem Spitsbergen, vanweë sy naaldagtige berge. Julie en Augustus is dit somer hier met temperature tussen 4 en 5 grade Celsius. In die winter is dit vrieskoud en toegesneeu, met sonlose en selfs pikdonker dae en nagte in Desember en Januarie. Ons plan is om te fokus op veral die dierelewe van Svalbard. Ek het 'n paar takbokke van die skip af gesien en ons is nou op pad daarna toe. Maar dis nogal snaaks want as jy in Suid-Afrika praat van takbokke, oftewel rendiere, dink jy dadelik aan Kersfees en Rudolf met sy rooi neus. Maar hier is dit meer alledaags. Interessant, die Svalbard rendier is kleiner as in die res van Europa, maar in die winter word sy pels heelwat dikker ten einde temperature van tot minus 50 grade Celsius te kan weerstaan. In die somer maak hulle ook vet bymekaar om die koue seisoen te oorleef. Winters kan hulle tot die helfte van hul liggaamsvet verloor sonder om hul lewens in gevaar te stel. Die takbokke word so 1,5 meter hoog en weeg tot 90 kg. Ek kan dit nie glo nie. Dis 9:30 die aand en die son skyn nog. Cheers. Okay, dis 1:00 die oggend. Die son skyn nog so, die partytjie gaan aan. Goed, dis 3:00 die oggend en die son skyn nog. Goed. 6:00 die oggend, splinternuwe dag en die son skyn nog steeds. Die land van die middernagson. Ek dink dit gaan my 'n rukkie vat om hier aan gewoon te raak. Jep, van 20 April tot 22 Augustus skyn die son hier dag en nag. En dit is die beste tyd om die magiese landskap en sy geharde inwoners te ervaar. Die gebande rob is een van 5 robspesies hier wat interessant spierwit is as babas. Wintertyd, wanneer die water met ys bedek is, maak hulle gate waar hulle kan asem skep. So the ringed seal we've been watching around us is a favourite food of polar bears. So in the winter time, the polar bear will still hunt, lie there, watching, waiting for one of these ringed seals to come up through the hole. Unfortunately for the polar bear, only about 1 in 20 of these still hunts is successful. When there is a bulk or a lot of ringed seals about, the polar bear, as soon as it comes up, will bite its head repeatedly and then drag that ringed seal away from that breathing hole, eat the blubber and the skin, and then leave the rest. For the Arctic fox and the ivory gulls and any of the scavenging birds around. Gelukkig, volgens Svalbard se omgewingswette, word meeste plante en diere beskerm. Daar is 6 nasionale parke, 2 natuurreservate en 15 voëlparke. Een hiervan is Poelpenten, 'n eiland aan die Weskus van Spitsbergen wat veral walrusse huisves. Weens onverantwoordelike jagaktiwiteite was walrusse byna uitgewis, maar vandag is hier darm weer sowat 1500 op Svalbard. We've got 6 walruses on the beach this morning, and there's all males, and you can tell they're all males because they have the tubercles around their neck, the large warty growths. Males only have those, not the females. Both males and females have tusks, so you can't use that to tell the difference between the sexes. They used to think that the tusks were used for foraging through the mud and silt at the sea floor when they hunt for their food, but they actually use the bristles, the vibrissae as they're called, to find the mollusks on the sea floor, and then they use their cheek muscles to actually suck the meat right out of the shells and leave the shells behind. Die tande word gebruik in paringsrituele en in gevegte. Hulle het natuurlik ook 'n gawe laag vet wat hulle immuun maak teen die ysige water. Hou dadelik op fluit. Dit bring slegte geluk so storms en jy mag ook nie glase te mekaar klink nie. As jy iemand gesondheid wil toewens, moet jy asseblief jou hand daarom hou sodat dit nie 'n geluid maak nie. Sorry. Okay.
Sjoe, okay, so lyk my is 'n geval van klink, fluit, my storie is uit. Om af te koel na sy afranseling het Paul dit goed gedink om die klein swembaadjie aan boord uit te probeer. Met die dat dit net 2 grade is as jy jou lyf uit die wind hou, het hy eers 'n rukkie in die sonna gesweet. Maar ons vermoed dit is steeds bitterkoud. Ek is goed vir 'n mens, maar goeie is koud. Gelukkig kan jy jou goed warm kuier op die boot, want behalwe vir die topklas fasiliteite, reël hulle ook allerhande partytjies. Reg, ek het sopas gehoor dat ons amper by die 80 breedtegraad is. En dit beteken 2 dinge. 1, dat ons dan net 10 grade van die Noordpool weg is, en 2, dat ons gevolglik 'n reuse partytjie gaan hou en julle gaan dit saam met my vier. Dis 'n hengse end van die vuurwarm ewenaar af wat op 0 grade lê. Die Arktiese sirkel is op 66 grade 33 minute en die pole is natuurlik soos Paul aangedui het op 90 grade. So ja, hiha, dis mos nou 'n behoorlike rede om te vier. Soos hoe het gevoel toe jy oor die 80 breedtegraad vaar? Man, ek het beslis gevoel ons amper vasgesit het, want ons is oor aan die tou. Well, cheers! Klink. Cheers! Gelukkig het hulle by die skeepsbygeloof reëls gehou. Vroeg die volgende oggend het die stil skoonheid van die landskap ons omvou. Hierdie is natuurlik een van die hoofredes hoekom 'n mens die Arktiese sirkel besoek. Dis om so naby aan 'n gletser te kan wees. En verrassend genoeg is dit nie wit nie, maar ietwat blou. Die rede daarvoor is dat ys, net soos water, rooi lig absorbeer. So wat nou hier gebeur is, die lig skyn van agteraf deur, word deur die ys gefilter en vertoon pragtig blou aan hierdie kant. Hierdie is vir my 'n bitter spesiale ervaring. Svalbard het meer as 2100 verskillende gletsers, waarvan party tussen 500 en 600 meter dik is. Die langste en 3de grootste in die wêreld is 'n hele 130 kilometer. Okay, glaciers are formed initially by snowfall. Falling and the snow remains permanent and it gets thicker and thicker, and gradually with that thickness becomes the extra weight, and the weight in itself just pushes everything downhill by gravity, and in so doing scours out the sides of the valley, and you get these huge U-shaped valleys which are a result of erosion by the ice. The blocks of rock stuck into the ice create this sandpaper effect and grind away the sides to create this U-shaped valley. Gletsers verskil hemelsbreed van mekaar, maar hulle kan van 1 tot 5 meter per dag beweeg. Die ouderdom van die ys is moeilik te skatte, want die onderste kan letterlik duisende jare ouer wees as die wat bo lê. En natuurlik is aardverwarming hier ter sprake. Global warming is one of the factors, obviously, which creates retreat of glaciers, but we don't know how much is anthropogenic, how much is natural, and there's actually no way of easily telling how much man has affected this. But certainly all the glaciers here have been retreating for the last 600 years or thereabouts, but the whole process has speeded up tremendously in the last 50, 100 years, something like that. Somermaande bring soveel as 163 voëlspesies na Svalbard, waarvan tot 30 soorte gereeld hier nes maak. Een is die Atlantiese papegaaiduiker. Well, what they're doing is breeding here in these little crevices, single egg, and once that breeding process is completed, once the chick has grown to full term, it will go to sea without its parents, and they will spend several years before they will then start breeding. The two birds rubbing their bills together, those bills are very, very important in display. And what's happening is this is pre-breeding behavior. So the birds are coming here, they're checking out potential mates, they're checking out potential nest sites, and eventually they will start to breed, and they actually live to be a very long time. Puffins can be anything up to 30 plus years of age. Wel, die gesegde lui die vere maak die voël, maar in hierdie geval is dit dalk meer gepas om te sê daai bek moet jam kry, want dis so mooi bek. Ja, toe waar. Een van sowat 100 meeuspesies wêreldwyd, kittiwakes, oftewel swartpoot brandervoëls, kom ook voor. Hulle leef in die see en kom net land toe om te paar. Die eilandgroep het ook sowat 142 kolonies Brunix guillemots of duikerhoenders.
These are the auks in question, these Brunix guillemots that crowd onto these ledges in order to breed, roughly between late May, early June and through until about the end of August. And what we've got is a lot of birds that are facing the cliff, and they will have tiny chicks beneath them, but those chicks in the next few days will start to leave these cliffs, and they will make their way out to sea with one of their parents, usually their father, and they will take another 50 days or thereabouts to continue to grow. Met kuikens as prooi is dit 'n goeie tuiste vir die sku ysvos. Die klein diertjies weeg tussen 2.5 en 5 kg. In die winter verander hulle pels na spierwit. Die breinjakkel spandeer die koue wintermaande hier op die eiland, maar aangesien die voëls migreer, moet hy kos stoor om te oorleef. So wat hy doen is hy grawe gate en begrawe die kos daarin om dan later te eet wanneer hy honger raak. So eintlik omskep hy hierdie eiland in 'n reuse spens. Mens moet ook onthou dat gedurende die wintermaande vries die water kliphard. So nog 'n bron van voedsel vir die jakkalse is die karkasse wat deur die ysbere agtergelaat word en dikwels hier lê. Soms as jy praat van iets, trek jy dit aan en hier is nou 'n ysbeer. Die koning van die noordelike halfrond bly altyd in arktiese waters en volg die verspreiding van dryfys. Hoewel hulle hoofsaaklik robbe eet, verorber hulle ook klein walvisse soos belugas, voëls en eiers. Mannetjie en wyfiebere lyk nie presies dieselfde nie. Die mannetjie is sterker gebou en sy neus of snoet se brug is 'n bietjie meer gebo. En blykbaar is sy ore verder terug en laer af op sy kop. So, in my opinie, is daar 'n goeie 50% kans dat hierdie 'n mannetjie is. So 'n oulike beertjie word tot 3 meter lank en weeg tot 700 kg. Met dit dat ons nou so ver noord is dit aansienlik kouer. Gelukkig het ons skip 'n versterkte romp om deur ys te klief. Ys begin vorm wanneer die seewatertemperatuur so -1.8°C is. Aan die pluskant, hoe meer ys, hoe groter die kans om ysbere te sien. Hier is dan sowat 300 op Svalbard, 'n getal wat stadig groei sedert hulle 25 jaar gelede beskermd verklaar is. Ysbere is eintlik geel, die oorsaak van kristalwiere en mikroskopiese alge wat in die see voorkom en dan in hulle hol hare vassit. Baie mense kom al die pad Svalbard toe met dit spesifieke doel om 'n ysbeer te sien. Nou verstaan ek hoekom, want alhoewel ons soms na hulle kyk as hierdie oulike teddybere, is hulle eintlik uiters gevaarlike, dodelike jagters. Wat 'n indrukwekkende dier. Hierdie is een van daardie ervarings wat jou totaal oorrompel en waar stilte die hardste praat. Kom binne gaan saam.